Ons is besig met 'n reeks oor belangrike woorde in ons as kinders van die Here se lewe. En vanaand wil ek met jou praat oor 'n woord wat soveel krag dra, maar wat so moeilik is baie keer. En dis die woord belydenis. Belydenis teenoor die Here, teenoor mekaar as mense, as kinders van die Here. Luister wat sê die Bybel vir ons in 1 Johannes 1 vers 9, die welbekende skrif, as ons sondes bely. Hy, God, is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Weet jy wat, en daar sulke mooi woorde in ons lewens, maar daar's ook moeilike woorde in ons lewens, en belydenis is een van dit. Om te erken, ek was verkeerd, om dit uit te spreek, is baie keer so moeilik, en dit hou ons terug van dit wat God in ons lewens wil doen. Een van die moeilikste woorde is belydenis. Maar weet jy wat? Belydenis vra nederigheid. Belydenis vra dat ons ophou verskonings maak, en eerlik voor God, en eerlik teenoor onsself, en ons mense naby aan ons, moet staan. En ons leef egter in 'n tyd en in 'n wêreld wat sê ek gaan eerder hierdie goed onder die mat invee. Ek wil eerder verskoning maak vir hoekom ek iets gedoen het wat ek gedoen het. Dit regverdig of verskuil of blameer, die vinger na iemand anders toe wys. Maar ongelukkig, die pad na vryheid begin altyd by belydenis. In die eerste plek, belydenis vra van my en van jou, vra dit eerlikheid. Om eerlik voor God te staan, eerlik teenoor myself te wees, want dis waar dit begin. God vra nie dat ons sonde moet wegsteek nie. Hy sê net soos jy is, kom na my toe, bring dit na my toe. Al was jou sonde so skarlaken, ons sal dit wit maak soos die sneeu. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ons is geneig om weg te hardloop van God af, as ons iets fout gemaak het. Maar ek wil jou aanmoedig vanaand, as daar belydenis in jou hart is, as daar iets in jou lewe is wat nie God se goedkeuring wegdra nie, wil ek jou aanmoedig, hardloop na God toe, want hy kan jou vrymaak. En as jy eerlik voor God gaan staan, gaan hy dit jou sonde vat en hy kan dit wegwas. Dawid het probeer om sy sonde weg te steek en dit nie goed geëindig nie. Maar toe hy eers begin bely het, toe hy daar herstel gekom, luister wat sê in Psalm 32 vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die skuld van my sonde vergewe. God genees net dit wat ons aan hom oorgee. As ek het probeer weghou, wegsteek, kan God niks daarmee doen nie. Maar as ek en jy met eerlikheid voor God gaan staan en sê, Here, ek erken, ek bely, ek het gesondig, ek het iets fout gemaak, al is ons so lank op die pad, al het ons wat gedoen, kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan, sê Here, ek het fouteer, en hy beloof dat hy dit gaan wegvat en verwyder van ons af. Die tweede plek, belydenis bring vergifnis. Jy kan nie vergifnis kry as jy nie bely het nie. En Satan wil hê ons moet glo dat dit wat ons gedoen het te groot is vir God se genade, te groot is vir sy liefde. Maar weet jy wat? Satan is 'n leienaar. En God sê vir my en vir jou die teenoorgestelde. Wanneer ek en jy opreg met eerlikheid bely, ontmoet ons nie veroordeling nie, maar ons word genade deelagtig. Dan kan ons God se liefde ervaar. Luister wat sê Spreuke 28, hy sê, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. En ek is 'n persoonlike getuienisdraer van dit. Maar hy wat dit bely, die persoon wat dit bely in eerlikheid en laat staan, sal barmhartigheid, sal genade, sal liefde vind. En vergifnis begin waar belydenis begin. En ek weet, dit is baie keer moeilik. Dit vat van 'n mens om te sê, ek was verkeerd geweest. Maar weet jy wat is die groot, wat gee dit vir jou? Wat kry jy daarvoor in return, soos die Engelsman sê? Belydenis bring vir my en vir jou vryheid. Ek het dit in my eie lewe ervaar. Die dag toe ek kon bely, teenoor myself en teenoor God en teenoor ander mense, hey, ek was verkeerd geweest. Dis die dag wat daar 'n las van my skouers afgeval het. Dis die dag wat ek vryheid begin ervaar het. En onbelyde sonde is 'n swaar las. Want guilt and shame, want ons weet ons is verkeerd. Ons weet ons sondig teen God en die mens.
En daai guilt en shame is soos 'n las wat op ons skouers lê. En weet jy wat, ek en jy, as ons sonde bely, as ons belydenis toepas, kan God daai kettinge wat oor ons wat ons so vashou, shame en guilt en vrees en al die goede, hy kan daai kettinge breek. En ons hoef nie meer weg te kruip soos 'n Adam en Eva nie, maar ons kan met vrymoedigheid na die Vader toe hardloop. Weet jy wat, in die 4de plek, belydenis bring vir my en jou herstel in verhoudings met ons naaste, verhoudings in ons huwelik, verhoudings met ons kinders, verhouding met ons vriende en ouers, en net ons verhoudings, nie net ons verhoudings nie, maar ook met mense, nie net met God nie, maar ook met mense in ons lewens. En soms is die moeilikste woorde wat ek en jy kan uiter is sê, ek is jammer. Want min mense kan dit sê. Daar is soveel mense wat vir my sê, maar hy kan nie jammer sê nie, sy kan nie jammer sê nie. Vergewe my, ek was verkeerd gewees. Maar hierdie woorde bring vir my en vir jou genesing in ons binneste, en waar trots verdeeldheid bring belydenis, vryheid vir my en vir jou, en in watter situasie ook al. Luister wat sê Jakobus 5 vers 16. Dis so awesome skrif. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En ek wil vir jou vanaand sê dat daar baie mense is wat liggaamlik siek is, omdat hulle nie kan bely nie. En ek wil jou aanmoedig vanaand dat jy gaan begin bely. En daar's 'n paar vrae aan jou hart in hierdie aand. Is daar sonde wat jy nog probeer wegsteek? Is daar iemand teenoor wie jy net moet vergifnis gaan vra? Net moet erken dat ek verkeerd was? Is trots besig om my van God se genade te weerhou? Is daar hierdie trots, guilt, shame, vrees wat ons net weghou van God se genade? Die moeilikste woord partykeer is belydenis, om te sê ek was verkeerd gewees. Maar is ook een van die mooiste woorde, want aan die ander kant van belydenis wag God met vergifnis, hy wag met herstel, hy wag met reiniging vir jou en vir my. Jesus het reeds die prys betaal. Jy hoef nie iets daarvoor te betaal nie. Vir my en vir jou sonde, dis reeds aan die kruishout van Golgotha betaal. Ons hoef dit nie weg te steek nie, ons moet dit na hom toe bring, en hy sal ons reinig van dit wat fout is in ons lewens, en ons sal die reiniging, ons sal die herstel, sal ons proe in ons lewens. Gaan bely vanaand teenoor die Here en teenoor die mens, en jy sal ervaar wat God vir jou in jou lewe sal doen.